Vader, dankie. Ek gee die Here al die eer, die lof en die aanbidding, en ek dank U vanmôre dat U my help. Dat U my sal salf, dat ek die regte woord sal oordra, oorraas op myself. En Here, ek dank U vanmôre vir die vorige geleentheid wat ek het om dit te kan doen. Dat U naam en eer verheerlik en geprys sal word altyd deur. Dankie dat U die woord vir ons oopbreek en lewend maak. Dat die woord inganking vind in elkeen se hart. En Here, dat U naam en U naam alleen opgelig en verheerlik sal word. Binne die wat kom om te steel, te slag en te verwoes, ons kanselleer sy werk is, dat dit kragteloos, maar bid dat U doel sal bereik in die naam van ons Here Jesus Christus. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê vanmôre, amen, amen. Jy mag maar sit, dankie. Ons begin, ek het eintlik, moes ek in die begin af al gedoen het, ons begin met die geheimenisse van die kruis. Een deel en nou twee deel, elke het 'n saktitel. En vanmôre het ons eintlik geheimenisse van die kruis deel 3. Maar die subtitel daar is dan die stem uit die doodryk, soos ek beloof het. Ek gaan oor praat. 'n boodskap wat na my hart is. Ek het jare terug, het ek dit bedien. Julle het my pragtige dinge oopgemaak. En ek het so 'n bietjie gewerk daaraan, 'n bietjie geskaaf en skuur. Bly net dieselfde boodskap hier en daar het ek iets bygesit wat ek nog gekry het. So ek glo die Here gaan ons help vanmôre. En dat U gebless sal word en baie dinge sal verstaan ook na die boodskap. Nou kom ons lees dan saam uit Lukas, die 23ste hoofstuk. Lukas 23. Vanaf die 42ste vers tot en met verse 43. Lukas 23, verse 42 tot 43. Ook 'n welbekende gedeelte. 23, verse 42 en 43. Luister wat die Bybel sê. En hy sê vir Jesus, is nou weer van die diewe wat saam gekruisig was. Hy sê vir Jesus, luister wat hy sê. Hy sê, dink aan my Here, wanneer U in U koninkryk kom. Vers 43. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, luister wat hy sê, vandag sal jy saam met my, waar wees? In die paradys wees. Baie interessant. Weet jy, daar is soveel mense wat 'n debat voer rondom hierdie gedeelte. Een klomp sê so, die ander klomp sê so, so gaan ons aan. In plaas van dat ons siele gewend net aangaan wat die woord sê. Letterlik opneem wat die woord sê, gaan kyk wat die woord sê, naslag wat die woord sê. Nou ons vind hierdie spesifieke gedeelte wat ek nou gelees het, net in Lukas. Glad nie in die ander 3 evangelies, net in Lukas. En om te probeer verduidelik wat presies gebeur het na die dood van Jesus Christus is moeilik. Want mens vind net 'n paar dinge waar rondom jy vleis kan sit, kan bou met ander woorde, né? Maar ek het gaan soek na soveel as moontlik leidrade, skrif, om elke gedeelte van die puzzle, noem ek dit, te bou, sodat ek en jy na die volle prentjie kan kyk wat gebeur het na die dood
van Jesus. En natuurlijk ook het ek my verbeelding gebruik om met my geestes oog waar te neem, wat my baie gehelp het. Ek hou daarvan om 'n ding te koppel in 'n storie, 'n ding te koppel in iets wat ek glo wat gebeur het. So verdra my maar, as ons môre aangaan, ek glo nie ons gaan 'n gewone tyd klaar maak, jy moontlik, kom ons kyk maar waar ons gaan opeindig. Want al wat ek wil hê vanmôre, is dat u dit sal snap en werklik sal sien. En natuurlik sal verstaan die verskriklike prys wat Jesus Christus vir jou en my moes betaal. Deur te hang aan 'n kruis of 'n stuk hout. Ons praat maklik daaroor, is maklik om oor te praat, is maklik om ander mense dat te vertel, is baie maklik. Maar mense, ons weet eintlik nie wat werklik waar gebeur het daar 2000 jaar terug. It is important to understand and to know the truth. Because what you are about to hear and learn this morning is more than what we have learned and heard in our Sunday school classes. Ons het geleer. Kruisiging van Jesus, Jesus se dood, sy opstanding, al die dinge wat ons geleer. Maar wat ek vanmôre vir julle wil verduidelik is meer as dit wat ek en jy geleer het toe ons in die sonnaarskoolklas gesit het. Nou die heel eerste ding wat ek vanmôre wil noem in my eerste punt, net ter inleiding om te verstaan, is dat die dag op Golgotha, as ons nou teruglees in die Bybel, al 4 evangelies, was daar 3 mense saamgekruisig. Die Bybel leer ons dat daar 2 diewe was, Jesus in die middel, en die 2 diewe weerskante van hom. En jy moet onthou ook vanmôre dat die kruisiging van daardie tyd was 'n Romeinse strafmetode en nie 'n Joodse strafmetode nie. Dis die Romeine wat hulle gelaat kruisig het, mense gekruisig, en die Jode het wel hulle gestenig, né? Dis hulle strafmetode gewees. So die Romeine se strafmetode was kruisiging, die Joodse was waar hulle dan mense gestenig het. En een van die 2 diewe of kwaaddoeners in die ander vertaling sê Jesus gesmaad. Daai woordjie smaad beteken hurling, abusing. Hurling, abusing. Wat beteken in plaas van dat ons daai woord beteken hy het met klippe gegooi, sê dit eintlik daar hy het Jesus met woorde gegooi. Hy het hom sleg gesê. Insulting Jesus, mocking Jesus and cursing Jesus. Dis die een wat langsom gaan met een van hulle. Maar die ander ene wat ook daar was, sê vir sy maat, hy sê, vrees jy God glad nie. Want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy, Jesus, het niks verkeerds gedoen. En luister, die antwoord van Jesus aan hierdie man was as volg, luister mooi. Hierdie man wat onmiddellik sy geloof geplaas het in Jesus. Hy was nie bekommerd oor die omstandighede rondom hy geweet hy gaan sterf, maar hy plaas sy geloof onmiddellik in Jesus. En Jesus sê vir hom, die man sê vir hom, Koslief hy sê vir Jesus onmiddellik plaas hy geloof, en hy sê, dink aan my Here wanneer jy vandag in die koninkryk kom. Jesus, please remember me when you come into your kingdom today. En Jesus antwoord is dit, vers 43, en Jesus antwoord hom, hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, luister wat die woordjie voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daai woordjie voorwaar beteken truly, of beteken amen, ek bevestig dit wat ek nou vir jou sê is die waarheid.
So Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Beteken, so be it truly might be fulfilled. I'll tell you the truth, sê die ander gedeelte. Vandag, wat eenvoudig beteken vandag, dit nie beteken oor 3 dae oor of na soveel dae nie. Vandag beteken vandag, stem jy saam met my. Hy het gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou die vraag is, die tweede punt, waar is die paradys en wat beteken dit? Dis nie waar die mense vassit en vashak oor hierdie woordjie paradys. Nou ons kry die woordjie paradys, kry ons 3 keer in die Bybel, sover ek kon kry, in Lukas ons geleesde gedeelte, Paulus wat daaroor skryf in 2 Korintiërs 12 vers 4, hy sê ons weggerig tot in die 3de hemel, praat hy van die paradys, né? En in die boek Openbaring 2 vers 7, as jy dit en dit gedoen het en oorwin, sal jy dit ontvang in die paradys. In Openbaring 2 vers 7, gaan lees daar. Nou kom ons kyk gou na 'n skrif, ander skrifgedeelte, wel opgeteken in Efesiërs 4 vers 9, ek moet net 'n bietjie inleiding gee. Hy sê, maar dit, hy het opgevaar, luister mooi, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as hy het ook eers neergedaal in die, luister maar sê, in die onderste dele van die aarde. Wat beteken dit neergedaal na die doderyk, volgens my? Anders sê dat Jesus neergedaal het van die hemel af aarde toe gekom het, wat ek ook mee saamstem. Maar ek sê dat hierdie gedeelte sê, dat Jesus het neergedaal tot in die doderyk, en nie spesifiek die doderyk nie, maar het neergedaal tot in die doderyk. Jy moet mooi onthou vanmôre. Jesus Christus het gesterf as mens. Al die Ou Testamentiese godsmanne, en almal tot en met die voor die afsterwe oprigting van Jesus, die wederkoms, of nie wederkoms nie, die oprigting van Jesus wat opgestaan het. Hulle wat dan gesterf het daar, het presies afgegaan ook, soos die ander, na die put onder, wat ons doen die doderyk. Almal van hulle, selfs Johannes die Doper. Hallo, selfs Johannes die Doper, regdeur tot by die dood van Jesus Christus, het doderyk toe gegaan, waar al die godsmanne en vroue van vandag, of van daardie tyd af, in die Ou Testament bewaar was. Ek noem dit 'n plek van bewaring. Gaan lees wat van Lazarus die ryk man in Lukas 16 vers 19 tot 31, wat daar aangaan, wat Jesus sê, hy sê, was 'n ryk man, en daar was 'n man met die naam van Lazarus, sê vir my, daar was sulke persone gewees. Soos eintlik 'n ware verhaal gewees. Dan noem Jesus dat hy praat van die doderyk wat opgedeel was in 2 dele. Een deel waar die regverdiges was, en die ander deel waar die onregverdiges was. Nou, en terwyl ek vanmôre nou alles bymekaar sit, val die skrifgedeelte, weet jy hoe volbouig die Heilige Gees is, val die skrifgedeelte van Matteus 12 vers 40 in my hart. En die Here bevestig het, want die getuienis van 2 of 3 staan 'n saak vas. Luister wat Jesus hier sê. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights waar? In the heart of the earth. Bevestig het deel en deel. Toe Jesus sterf, het hy nie hemel toe gegaan nie. Toe Jesus sterf, het hy neergedaal tot in die buik van die aarde, en in die doderyk was sy siel bewaar vir 3 dae en 3 nagte. Uitgemaak is saak. Dis wat Jesus was. Hy was nie in die hel nie, kom ek sê het weer so. Baie mense sê Jesus het hel toe gegaan, ja, as ons praat nou van die doderyk, kan ons sê dat dit deel is van die hel, maar hy was nie in die kant van die deel van die hel gewees nie. Hy het nie in die vuurkant opgeland nie,
want hy het nie gesondig, hy het ons sonde gedra. Hy het in ons plek gesterf, verstaan? Hy het nie gesondig nie. So hy het nie opgeland in die plek van vuur, het opgeland in die doderyk, waar die godsman en godsvrou bewaar was in daardie tyd. So, dis waar hy neergedaal en daar was waar hy was vir 3 dae en 3 nagte. Nou volgens die rabbies van daardie tyd. En dit het Jesus ook vertel, toe hy die gelykenis of die ware verhaal vertel van Lazarus die ryk man, het hy die doderyk bestaan, hy 2 dele, 1 deel soos hy alreeds gesê het, waar die regverdiges in was, en die ander deel die onregverdiges. Die een deel die regverdiges was volgens hulle die paradys, en die ander die hel. So die rabbies het geglo dat godsmanne van daardie tyd wat hulle gesterf het, onder die wet en die wet gehoorsaamheid het opgeland in die paradys wat die deel was waar die regverdiges is van daai tyd gehou was. Dan, hy het het genoem, die paradys. Nou luister mooi. Luister mooi. Onthou dat Jesus die eerste in Handelinge 1 vers 9 tot 11 opgevaar hemel toe. En dit was 40 daarna sy opstanding. So iets onmoontlik. Dat as hy vir hy man gesê het, dat jy vandag saam met my in die paradys sal wees, dat hy opgevaar het hemel toe, weer teruggekom het, nergens vind ons dat hy nergens staan het nie. Hy het 40 dae na sy opstanding het hy opgevaar hemel toe. 40 dae na dit. So wat het gebeur? Hy het neergedaal aan die kant van die doderyk, waar die godsman en godsvrou gehou was, en dit volgens die rabbies was dit, daai plek was genoem, 'n plek van vrede, 'n tuin, en 'n plek van rus, en dit was bekend gestaan as die paradys. So geen argument rondom dit nie. Hy het neergedaal in die paradys, daai man saam met hom in die paradys. 1 Petrus 3 vers 19 sê die volgende: en wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onder wie die ark gereed gemaak is, waarom weinig dit is 8 siele deur die water heen gered was. Met ander woorde, ek glo net vir die regverdiges het hy gepreek, of die boodskap en hy woordjie preek beteken eintlik he proclaimed his victory. Hy het nie die goeie nuus verkondig. Luister pastor. Hy het nie die goeie nuus gaan verkondig onder die hel nie. Aan die kant. Hy het nie die goeie nuus verkondig waar hy was nie. He proclaimed his victory. Dis wat dit beteken. Hy het die oorwinning behaal op die kruis van Golgotha. En hy het hulle gaan wys dat hy die oorwinning behaal het. En ek glo in die tyd waar hy was vir die 3 dae en 3 nagte, waar hy in die doderyk was, aan die kant van die regverdiges, hy het hulle vertel. Hy het die oorwinning behaal. And I believe that is where he first proclaimed his victory over Satan, juist tussen die godsmanne en vroue van God, en ek hulle vertel dat hulle binnekort die plek gaan verlaat en saam met hom sal gaan om vir ewig en altyd saam met hom en God die Vader hulle tyd deur te bring. Ek glo dit met julle hart. Moses het van hom in die wet geskryf. Dawid het van hom in die psalms geskryf. En die profeet het sy geboorte, sy lyding, sy dood en sy opstelling en koningskap beskryf. Veral Jesaja, Micha, Daniel en Sagaria. Wat het gebeur toe hulle Jesus sien? Niemand weet nie. Want al die godsmanne van daai tyd, leiers van daai tyd, profete van daai tyd, almal wat gehoorsaam was aan die wet, het hom ontvang, het geweet, die oomblik toe hy instap daar, toe weet hulle, dit is Jesus Christus. Johannes het toon per self. Dis nie wonderlik nie. Luister mooi, derde punt. Maar dit was nog nie verby nie, al het hy afgedaal in die doderyk, het hy opgeland in die kant van die regverdiges, was dit nog nie verby nie.
Jesus Christus moes nog onopgeloste en onafgehandelde sake gaan hanteer. Maar Jesus kon nie oorgaan na die ander kant, omdat hy nog 'n verheerlikte liggaam gehad het nie. Dinge wat hy moes nog doen, hy moes onopgeloste, onafgehandelde dinge moes hy nog gaan doen, maar hy kon nie oorgaan na die ander kant toe nie, omdat hy nog nie 'n verheerlikte liggaam gehad het nie. Luister wat die woorde van Jesus was. Toe die gelykenis vertel van Lazarus en die ryk man, toe vertel hy van die ryk man, niemand kan oor die kloof gaan, na die een kant of na die ander kant toe, want daar is 'n kloof tussen hulle. Hy kan nie iemand stuur nie, hy kan nie Lazarus stuur om sy lippe te gaan aanraak daardie kant nie. Wat hy gedoen het, hy gedoen. Hy kan nie oorkom na die ander kant toe, aan die plek van rus en vrede nie. Niemand kan oor die kloof kom nie. So presies dieselfde. Jesus het as mens gesterf, as mens het hy neergedaal in die doderyk, en selfs hy, nie as God nie, as 'n mens daar, kon nie oor die kloof kom na die ander kant toe, om sy dit daar te gaan doen nie. Hy moes eers 'n verheerlikte liggaam kry, voordat hy dit kon doen. Luister mooi vanmôre. Maar op die derde dag, sê die derde dag, ek hoor niemand nie, sê die derde dag, luister mooi, maar op die derde dag, net soos dit in die woord staan, is Jesus uit die dode opgewek. God die Vader het hom uit die dode opgewek op die derde dag. Sy onsterflike siel is weer met sy koue liggaam in 'n koue donker graf verenig. Is nie wonderlik nie? 'n verheerlikte liggaam, verrotting kon nie naby hom kom nie. En daardie tyd moes die mense die eerste dag al begrawe geword het, van die liggaam het verrotting opgetel. En toe Lazarus was al 4 dae aan, en sy sê, Jesus my seun, kom en hy ryk al. Hy het klaar verrotting, klaar ingetree. En wat ek hier so dankbaar is, en ek glo, is dat God die Vader in die liggaam van Jesus beskerm in die graf. Geen vorm van verrotting of enige vorm van duisternis kon naby hy liggaam kom nie. Hoor die pastoor sê. En op die derde dag het sy onsterflike siel verenig met sy liggaam, en hy het opgestaan uit die dode as die leeu in die stam van Juda met 'n verheerlikte liggaam. Ja. Wonderlik. Luister. Dood kon hom nie in die graf hou nie. As jy vandag die graf, daar was 'n graf uitkom, sê, sien daar wat so beendere lê nog daar. Al die ander godsmanne met die graf, hulle beendere lê nog daar. Maar daar's geen beendere in die graf van Jesus nie, want God die Vader het hom opgewek, hy het opgestaan, hy leef vandag, en dis so raai van hy gedeelte wat sê, dood, waar is jou angel, en doodryk, waar is jou oorwinning? Hy word die eerstelingsscherf, luister vir my, hy word die eerstelingsscherf van die oes, wat voor God die Vader gewy word, want daar sal nog baie volg. Daar sou 'n groot oes wees, wat aan sy spore sou volg. Die eerste een met 'n verheerlikte liggaam was Jesus Christus. Amen. Glory. Ja. Ek sê, en dit staan in die woord, as die duiwel maar net geweet het, wat agterna sou gebeur, sal hy alles in sy vermoë probeer doen het nie om Jesus te laat kruisig nie. Omdat dit sy einde beteken. Ons verlede Sondag oor gepraat, dat sy einde beteken. Toe gebeur dit,
Jesus in Hades, hulle noem het Hades, as jy uitspreek, ek sê sommer Hades, wat die bewaarplek van die onregverdiges en die regverdiges was. In daardie tyd, hulle het genoem Hades. En die regverdige se kant was dit 'n plek van vuur. En Jesus het oorgegaan soontoe om te doen wat hy moes doen, onopgeloste, onafgehandelde dinge te doen, wat hy moes doen, het hy oorgegaan soontoe, om het te gaan doen, in die doodryk, en die sleutels van die dood en doodryk terug te neem, wat Satan eintlik gesteel het, ek sê dit net gesteel, hoekom moes hy dit doen? Nommer 1, want sleutels symboliseer gesag en autoriteit. Dit wat God in die begin aan die mense gegee het, gesag en autoriteit, en dit het gegee, ek het ook keer gesê, gesag, autoriteit en saad, is die ding wat die mense gekry het in die begin. Het hy weggeneem en het gesteel. Tweedens, hoekom moet Jesus oorgaan soontoe? Because he disarmed the enemy. Kolossense 2 vers 15, ons het laasweek oor gepraat, van hierdie Sondag. As jy kon onthou. Derdens, hoekom moes hy dit doen? Deur dit breaking the power of death. Vierdens, hoekom moes hy dit doen? Hy het die weg na die ewige lewe geopen. Hulle wat hom deel maak van hulle lewe, hulle wat Jesus Christus aanneem as hulle persoonlike saligmaker, sal die tweede dood nie smaak nie. Dit het pastoor gesê, sal die tweede dood nie smaak nie. So Jesus Christus het gekom en elkeen geleentheid gegee om aan te neem as hulle persoonlike saligmaker, om deel te maak van hulle lewe. En al die dinge wat dan ek nou vanmorgen genoem het, gaan deel word van jou. Ek het laas gesê, dat hy kan jy nie sommer net doodmaak nie. As 'n sekere tyd van geboorte, sê die prediker, 'n sekere tyd van afsterwe, sê die prediker, wat vasgelê is deur God die Vader. Maar beweeg ons onder sy saambreenheid en ons beweeg onder sy wilheid, kan die duiwel ons vroeër laat sterf, selfs God van ons tyd verander ook, as ons siel gaan skarrel het. So al die dinge, as die pakket wat die mens sal ontvang, nadat Jesus Christus klaar die prys vir elke persoon op die aardbodem betaal het. Ongeag kleur, nasie, volk, almal sal dit betaal, en dan wat ons moet maak, ons met lewe kies in plaas van dood. Nou, hulle sal die tweede dood nie smaak nie. Die tweede dood, wat ons eintlik wat beteken, is op die einde van die tyd, wat Jesus dan allemaal te mekaar onder die oordeel, praat van die tweede dood, want hulle wat een keer gesterf is, sal weer een keer sterf, dis wat die tweede dood beteken. Maar luister hier. Luister hier. Hoe sien ek dit? Hoe sien ek die hele storie omvou, en hoe sien ek die hele storie gebeur? Ek sien Jesus stap die donker gange af van Hades. En die heerlikheid wat uit ons straal verlig, die hele plek soos hy deurstap na die troon van Satan. En dit wat die Bybel sê, hy sê, hy sê jou kop vermorsel en jy sal met die haksteen byt, onthou die twee.
So Satan moet klaar uit hom klaar die hakskeen gebyt, die kruisiging goed dat hy met die hakskeen gebyt. Jesus moes nou sy kop vermorsel, ek het laas daaroor gepraat. So hy stap deur na die troon van Satan. En ek glo ook dat daai tyd toe loop die demone geskarrel soos vleermuise wat aan lig blootgestel word. En dis was chaos in daai plek. Nou mense, as jy sien wat 'n vleermuis maak wat in lig kom, so sien hy demone skarrel. Toe Jesus daai gange afstap met die heerlikheid van God wat deur hom skyn en hy gange verlig. Luister, die Bybel sê dat die lig wat uit Jesus straal sterker is as die sondig. Sterker is dan elke, kan ek sê, vlam wat in hy bek is. Die lig van die vlamme kon dit nie oorweldig nie. En waar Jesus gestap het demone geskarrel en weggekruip in donker hoekies waar hulle kon. En hy stap toe deur na die troon van Satan. En een van Satan se leierdemone, vlug en hardloop tot by Satan en sê, hou daarvan, luister wat hy sê, in Engels sê, excuse me sir. Hy het respek gehad vir hom. Demone het respek gehad vir die duiwel. Want ek wil een ding sê, dat die geesteswêreld meer georganiseerd is ons eie plek op aarde. Hallo, sien daar. Excuse me sir for disturbing you. But he is here. Who is he? Satan roars at the demon. Who is he? Ek seker so ook. Who is he? Satan roars at the demon. Sir, he with a capital H is he. Jy moet hom verduidelik. He with a capital hoofletter H. Dis hy. That's he. Then the devil says, but this time in a trembling voice. Then we have a problem. Nou kom jy doen en hy praat terug, nou luister ek die gesprek, dis maar geloof het gegaan. Hy sê, with all due respect, sir, you don't understand. The demon replies, we don't have a problem, you have a big problem. Yeah. With all due respect, sir, you don't understand. The demon replies, we don't have a problem, you have a big problem. Yes. Ek sê glorie daarop. En die volgende oomblik, glo ek, staan Jesus voor hom. En Satan val op sy knieë weens die heerlikheid wat uit Jesus gestraal het. Luister mooi, en ek wil dit beaam. Luister na 'n preek van die Satanis wat tot inkeer gekom het. Die Satan kry my hande, laat hom af hel toe kom om hom dood te maak, omdat hy hom vir basies sy hart seer gemaak het, want Satan het hom so lief. En al wat tussen hom en daai man tussen hom en Satan verskyn was 'n kruis. 'n Kruis. En toe hy kruis tussen hulle kom, toe knik Satan en hy val op sy knieë voor hy kruis. Verstaan wat pastoor sê, wat dink jy het gebeur toe Satan instap
En hy gaan staan, toe Jesus instap, hy gaan staan voor Satan op baie spesifieke oomblik. Hy kon nie op sy troon bly nie, so op sy troon gesit het nie. Hy kon niks nergens heen gaan nie, want die heerlikheid van God wat uit Jesus gestraal het, was te veel vir hom. Hy moes sy knie buig. Hy moes sy knie buig voor Jesus Christus. Luister, want voor hom staan nie 'n bloeiende lam geslag nie, maar voor hom staan die leeu uit die stam van Juda. Hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos 'n oond. En sy stem was soos 'n stem van baie waters, 'n stem met autoriteit en gesag, soos van 'n warrior wanneer hy opdragte gee. Wat sê Jesus? Ek glo dat Jesus vir ons gesê het, oorhandig my die sleutels wat jy gesteel het. Dit was 'n opdrag, 'n bevel van 'n warrior wat praat met absolute autoriteit en gesag. En toe Jesus omdraai met die sleutels en wegstap, het hy sy hak op die kop van die duiwel gesit en het so draai gegee. En vervul dit wat God die Vader in die begin van die Bybel gesê het, hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Genesis 3, 15 tot 24. Luister mooi. Die Bybel sê vir ons in Efesiërs 4 vers 8, toe Jesus opgevaar het in die hoogte, hemel toe. Dus na die 40 dae toe op die aarde was, het hy opgevaar hemel toe. Toe hy opgevaar het na die hemel toe. Luister mooi. Het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. En die opvaar die 40ste dag, die opvaar hemel toe, toe moes hy kan ek sê maar halfpad eers onder toe gaan en stop daar. Die hekke oopmaak van die godsmanne en godsvrou wat vasgevang was vir eeue in daai doodsplek, in daai doderyk moes hy dit losmaak, die kettinge afhaal, hulle vrymaak, en die Bybel sê, hy het hulle gevange geneem en opgevaar met hulle na die hemel. Hy vaar op met hulle, elkeen in 'n verheerlikte liggaam. Kom daar, los sy mense daar, stap oor die doderyk, gaan daar die sleutels van die dood en doderyk, is op aarde vir 40 dae, vaar op na die hemel, maar voor hy opgevaar het, moet hy opgaan, eers afgaan, glo ek, om hulle daar dan gevrymaak, wat die Bybel sê, hy moes die gevangene deure oopmaak, hy moes die kettinge laat afval, wat die probleem was net, 'n sleutel vir elke slot, hy maak hulle vry, haal hulle uit, en hy vat al daardie mense, al die godsmanne, wat daar gesterf het onder die wet, wat die wet vervul het, wat het gedoen het, al die godsmanne, tot en met Johannes die Doper, almal vat hy saam, en die Bybel sê, hy vaar met hulle op na die hemel, na 'n ewige blyplek in 'n verheerlikte liggaam, vir altyd en vir ewig saam met hom, en saam met God die Vader, tyd sal spandeer. Amen.
Luister ek wat ek glo wat gebeur het daar. Luister. Kom ek sê maak die man ons staan op pad soontoe. Kan Psalm 24:7-10 in werking trek, sê dit by my opinie. Op pad soontoe. En het Psalm lees, lift up your heads, O gates, and be lifted up, ancient doors, that a King of glory may come in. Who's the King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and lift them up, ancient doors, that a King of glory might come in. Who is he then, the King of glory? The Lord of hosts. He's the King of glory who rules over all creation with his heavenly armies. Selah. Mensdom. Almal het gewag. Terwyl ek vir gesê het, verlede week, na die oorwinning, was daar mense in die geestesreële wat aanskoue toe die gesag en die autoriteit weggeneem word vir Satans en demone. Al die dinge wat plaasvind, en hier kom hy by die gevangenis wat Satan al die eeue vasgehou het in die doderyk. Kom hy en hy vat al die mense, hy het die sleutels van die dood en doderyk, en hy vat hulle saam, en hy gaan op hemel toe, en hulle is in 'n nuwe blyplek, wat ook vandag dan paradys is, soos daar gelees, wat paradys genoem word, of die woonplek van God genoem word, of 'n hemel, of die derde hemel, as hy saam met hulle soen toe, nadat hy die oorwinning volkome oor Satan behaal het. En ek sê dit weer vandag, die duiwel het geen reg om jou en my aan te val nie. Hy kan jou en my alleen aanval as ons die opening gee, of die geleentheid gee, of as ons Sondag, of onder die sambreel van God uitbeweeg. Hy kan niks doen nie. Hy kan nie jou vroeër laat doodgaan nie. Hy kan niks doen nie. Hy het niks nie. Hy vat dit wat die mens hom gee en gebruik dit teen jou op die einde van die dag. Hy is die aanklaer van die broeders. As ek vandag sondig en verkeerd doen, en ek bely nie my sondes, ek maak die reg nie, ek sê, Here, ek vra nie om vergifnis niks, ek gaan aan met my gemors elke dag. Weet jy wat maak hy? Hy vat daardie dinge wat hy doen, en hy vat na God die Vader toe, en hy sê, Pieter Swanepoel het gesondig, hy het nie bely nie, ek het reg om hom aan te val, ek het reg om hom te, ding op hom te plaas as Job, ek het reg om hom te versoek en te beproef, ek het reg om het te doen, want dit is wat hy gedoen het, hy het nie bely nie, ek gaan teen die woord van God in, God die Vader kan niks doen nie. Hy kan ons alleen beskerm en 'n pad saam met ons stap, as ons onder die sambreel van beskerming is, en ons doen dit wat hy vir ons sê om te doen ooreenkomstig sy woord. Dan eers kan ek Psalm 91 bid. Kom nou mense, die Psalm van beskerming kan ek bid as ek doen wat God se woord vir my sê om te doen. Anders kan die duiwel my aanval, anders kan hy my huis afval, anders kan hy my finansies afval, anders kan hy my kinders en my kleinkinders aanval. Hy kan doen wat hy wil, en ek is buite God se perfekte wil. Hey mense, as ons net kan verstaan, dit wat Jesus vir ons gedoen het in die kruis, net verstaan dat hy volkomme prys betaal het, net verstaan, sodat ons kan stap vanmôre, dat ek en jy 'n volkomme, wonderlike, geseënde lewe kan lei op aarde. Ons gaan aanvalle kry, ons gaan versoek word, ons gaan reus op ons pad kry, ons gaan storms kry wat ons gaan op ons pad gaan langskom, maar omdat hy klaar die prys betaal het, as hy daarom saam met ons die pad gestap, elke dag deur elke storm, en te help om elke reus te oorkom en te verslaan. Amen. Halleluja. Meer as dit kan ek nie sê nie. Wat hy gedoen het, het hy gedoen vir jou en vir my.
Glory, hallelujah. Amen, amen. Hy het gedoen vir jou en my. Sodat ons hom kan aanneem as 'n persoonlike saligmaker. Sodat ons as sy voetspore sal volg, sodat ons sal doen wat die woord sê ons moet doen, gehoorsaam sal word aan die woord. Hy het vir ons gedoen. Hy het prys betaal. Jy kan nie sê vir sonde. Jy kan nie sê vir sonde. As sonde in jou pad langs kom, sê nee. As jy versoek het, sê nee. Ek sal liewerste nee sê. Ander van my nag en my bespot, sê wat hulle wil. My sake reg hou hier asof vir die aan te gaan soos ek wil aangaan en die ewigheid in te gaan sonder Jesus. Dit sal nie werk nie. Kan nie werk nie. Luister. Jesus Christus het oorwin. Het gemaakte saak. Omdat hy oorwin het, kan ons elke dag vir hom dankie sê. Halleluja. Vir die oorwinning wat hy behaal het vir jou en vir my. Amen, amen. Jesus Christus het oorwin. Al wat ons moet doen is ons monde oop te maak en vir hom dankie te sê. Vir die prys wat hy vir ons betaal het. Kan jy sê amen vir hom? Ons sê dankie vir Jesus vir hom. Yes, kom ons staan. Ek gaan vanmôre sommer net so bid vir almal. En ek wil die almal moet agter my aanbid en herhaal wat ek sê vanmôre. Here, ek gaan met dit doen. Sê liewe Jesus, net soos ek is, kom ek vanmôre na U toe. Ek vra vergifnis vir al my sondes en my tekortkominge. Ek bid vanmôre dat U my sal vergewe en sal reinig met die kosbare bloed. Was my dat ek witter kan wees as die sneeu. Dankie Jesus dat ek vanmôre my hart kan oopmaak en U opnuut kan innooi my troongedeelte van my hart te beset. Want sonder U kan ek nêrens en kan ek niks doen nie. Dankie vanmôre Jesus dat U elke band oor my lewe breek. Dat U elke ketting laat afval. Dat U my hand vat vanmôre om die pad saam met my te stap. Ek glo dit wat die woord sê, Romeine 10 vers 9 en 10. As ek met my mond bely dat Jesus die Here is, en met my hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal hy my red. Here, ek glo vanmôre met my hart en ek bely met my mond. Ek dank en ek prys en ek loof U vanmôre daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Kom sê dankie vir Jesus vanmôre.